Goeienaand almal. Ek wil vir julle een en elke luisteraar vanaand baie welkom heet by hierdie Sabbatsluiting. Vir my is dit 'n baie spesiale Sabbatsluiting en ek het my sussie uit Denemarke het kom besoek en ek het vir haar gevra om saam met my hierdie Sabbatsluiting dan nou te doen. Maar voordat ons begin, wil ek graag net hê ons moet ons hoofde buig. Liewe Heer, ons is so geseën met nog 'n Sabbat. Ons is geseën om by mekaar te wees. Ons is geseën deur families. Ons is geseën deur die Heilige Gees. En ons wil uit dankbare harte vanaand vir U sê, baie, baie dankie. Dat U vir ons hierdie groot geskenk gegee het van die Sabbat, om ook as familie saam te wees, as broers en susters, en die Here ook by mekaar te kan wees. Sien ons dan nou in hierdie gesprekvoering, en mag iemand ook deur hierdie getuienisse ook nader getrek word na U toe, en mag ons U altyd loof en prys vir wie U is, as ons Skepper en ons God, en ons ewige Vader, in Jesus naam. Amen. Okay, so Yvette, dankie dat jy saam met my hierdie gesprekvoering bietjie gaan doen, bietjie getuienis lewer, en dit was my 'n groot voorreg om jou hierdie week te kon kry om saam met my bietjie van Jesus te deel, maar dit is toch waaroor dit gaan. En ek sien jy daar so 'n boekie daar gesit. Wat is die opskrif van die boekie wat jy daar neergesit het? With God all things are possible. En kan jy vir my sê, die afgelope tyd wat jy nou in Suid-Afrika was, en jy het ook saam met my bietjie vandag gaan uitreik. Eerstens wil ek jou vra, het jy 'n wonderwerk al beleef hierdie afgelope tyd in Suid-Afrika? Ja, ek wil net sê, dit is 'n voorreg ook dan om hier te wees. Ja, ek het, weet jy, ek het 'n Uber geneem, en ek het 'n Uber geneem van daar, toe ons 'n bietjie aan Port Elizabeth, kyk ek na my dogter se kleinkind, na my kleinkind, en ek het toe die Uber geneem van haar speelgoedjie af na die huis toe, en ek het by die huis kom, toe het ek uit die kar uitgeklim, en my selfoon het agtergebly in die Uber. En ek het dit eers agtergekom, toe ek nou by die huis kom, toe sien en ek oopmaak, en ek gewoonlik bel ek net my dogter om vir haar te sê, ons is by die huis, en toe ek haar wil bel, toe sien ek, maar my foon is nie daar nie. Ek het toe na die bure toe gegaan, en hulle gevra, ek moet my dogter skakel, sy het toe rukkie later toe nou gekom, en ek het toe vir haar gesê dat my selfoon is in die kar, met al my dokumente, ek het 'n residensiekaart, ek het my bestuurderslisensie, alles is daarin, my bankkaart, en ek het gedog, ja nee, kyk, hy is nou goed weg, want 'n Uber laai gewoonlik weer, na rukkie nog weer iemand anders op, en hulle kan die selfoon vat, en dan is hy weg. In 'n geval gelukkig het ek ook my iPad saamgebring, en ek het, ons het toe probeer om die selfoon op te spoor deur die iPad, maar ons, toe die foon is toe afgesit, en ons kon nie die lokasie kry nie, en so het my dogter toe baie interessante ding gedoen. Sy het toe 'n boodskap gestuur na my foon toe, 'n emergency of 'n noodboodskap, en in die boodskap gesê dat as die persoon dit sal terugbring, sal ons 'n beloning gee. En dit was nie eers 5 minute nie, toe bel die persoon terug. En Ekskuus, ons het as familie 'n gebedsgroep, en het jy dadelik daaraan gedink om
hierdie versoek dan nou terug aan ons familie. En was dit jou eerste gedagte dalk ook? Ja, nee, dit was my eerste gedagte, toe ek inkom, ek was eers bekommerd gewees, en ek het net gesê, ag nee, dit is weg, en ek het gesê, Here, asseblief, en ek het begin bid, en ek het vir die Here gevra, dat hy asseblief my foon vir my weer sal terugkeer, soos wat hy my al die vorige kere in my lewe ook wonderwerkies gegee het, en bewyse gegee het van sy liefde, en dat ons nie moet bekommerd wees nie, hy sal vooruit gaan. En toe my dogter arriveer, het ons ook weer op die gebedsgroep het ons gevra vir gebed onmiddellik, en ons het ook saam gebid by die huis, het ons onmiddellik gebid, en ons het die Here gevra, asseblief om op die persoon se hart te werk, dat hy nie die foon sal gebruik, of weggooi, of en soos maar as hy sal terugbring. En ek wil jou gou vra, hoe bly mens kalm in so 'n situasie? Ek moet sê, toe ek dink die groot ding wat vir my belangrik was, toe ek dit besef het ek besef, ek het al vorige noodsituasies gehad in my lewe, en die Here het elke keer my bewaar, en hy het ook my gehelp, en toe ek onmiddellik aan dit terugdink, toe besef ek, maar ek kan die Here vertrou, ek kan die Here totaal vertrou, dat hy sal vooruit gaan, ek hoef nie te bekommer nie, en omdat ek daardie ervarings gehad het, weet ek dat ek die Here kon vertrou, en ek het snaaks, ek het 'n groot vrede in my hart gehad, eintlik is nie eers snaaks nie, maar dit was my eintlik ook baie wonderlik om te besef, dat mens kan net so op die Here vertrou, en die Here laat mense geloof ook groei en groei elke liewe keer, en so het ek, so ek was baie rustig, ek het nie gepaniek of enigiets nie, ek was onmiddellik baie rustig, en ek het ook, my kleindogters het 'n boekie met kaartjies gehad, en toe ek die boekie vat, en so aan toe, het ek ook die kaartjies so uitgepak gehad, en daarop het onmiddellik gestaan, in Josua 1 vers 9, wees sterk en vol moed, so dit het my ook moed gegee om die Here te vertrou, dat ek nie hoef bang of bekommerd te wees nie, die Here sal vooruit gaan, en soos ek sê, toe my dogter daar aankom, en sy, toe ons nou die boodskap stuur, en so vir sy die persoon bel, toe was dit vir ons onmiddellike wonderwerk, want die foon was af, die foon was nie aan nie, Ja. en toe sê hy nie, daar het net 'n boodskap ewe skielik opgekom op die foon, so dit was 'n groot wonderwerk, wat die Here gedoen het vir ons, en die persoon het toe teruggekom, en vir ons die foon kom aflewer, sonder enige probleem, of sonder enige kaarte wat weg was, en so, en toe sê hy net, dat hy het die boodskap, net ewe skielik was dit, hy het die foon op sy, op die sitplek gehad, en hy het net die boodskap gesien, en toe het hy die nommer, Cherise nommer gekry, en toe ons geskakel. So dit was vir my 'n baie wonderlike ervaring, weer eens dat die Here op die persoon se hart gewerk het, om dit vir ons terug te bring. So jy weet, ek sien jy hou vas aan Matteus 19 vers 26, wat sê, by God is alle dinge moontlik. Ja. En vertel my bietjie, hoe het jy dit ervaar, ons het bietjie uitreiking gedoen, na 'n dame in Vlerenwil. Ek gaan nou nie haar naam vandag noem nie, maar ons het gegaan en ons het vir haar bietjie gelees oor skrede na Christus, en jy het vir haar die hoofstuk gelees van, kan jy onthou? Dit is beloftes aan die wat siek is, en aan die siek is. Ja. Ja. En hierdie dame het vir ons gesê, kan jy onthou wat sy ons gesê het, toe ons daar inkom, sy het beroerte gehad, en sy het gesê dat meeste van die mense wat daar was, het klaar vir haar besluit, dat sy gaan weer gesond raak nie. En wat het sy vir jou gesê, kan jy onthou, dat
sy het gesê van die personeel wat daar is, as ek reg onthou, het sy gesê, hulle het vir haar gesê, sy moenie bekommerd wees nie, daar is 'n God wat daar kan gesond maak. Toe lees ons in hierdie boekie, en ons lees van die groot geneesheer. En ons verduidelik aan haar, dat dit gaan nie oor die mense nie, dit gaan oor Jesus. En ons gee haar aandag heeltyd op Jesus. Wat was jou gedagtes rondom dit, en toe jy nou so gelees het vir haar? Waaraan het jy gedink? Wel, eerstens het sy gesê, toe ons dit nou vir haar gelees het, onthou ook, sy het gesê, dat Jesus is die enigste persoon, onmiddellik, wat sy ook aan gedink het, toe die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, sy het net aan Jesus se kleed geraak, en sy was genees. So dit gaan grootliks oor 'n geloofsaspek. Dit gaan oor die feit dat ons wanneer ons vra, moet ons die geloof hê, ons moet nie twyfel nie. Ons moet vra en ons moet dit daar in Jesus se hande los. En dieselfde ook met haar, en haar groot verlang is dat sy weer sal loop, en sy glo sy gaan weer loop, en sy wil 'n getuienis vir Jesus wees, en dat Jesus haar sal genees, en ons glo dat Jesus sal haar genees, en daarom is dit ook belangrik vir wanneer ons ook saam met die mense bid, dat ons geloof ook sterk is, dat dit sal gebeur dat ons hoegenaamd nie sal twyfel nie, maar ek glo ons geloof is gefestig op dit wat die Here vir ons daagliks doen, dat hy ons beskerm in hierdie baie moeilike tye, en dat ons daarop kan vertrou, en ons weet die Here vat ons deur dit alles, en dit is wat dit so wonderlik maak. Ja, en ons glo elke belofte is woordvas, en Jesus is onveranderlik, so sy beloftes verander ook nie, en sy beloftes is 'n ja en 'n amen, sê hy. Dan het ons nog 'n dame gehad, wat ons gehad het in die sentrum, waar ons vanmiddag na uitgereik het, en ewe skielik het jy so lekker met haar begin gesels, en ons het hierdie gesprek geluister, maar ons het hom half gevoer na 'n punt toe, waar sy die waarheid kan hoor, ons wil waarheid vir haar gee. En kan jy vertel, bietjie vir die luisteraars, hoe het ons nou hierdie gesprek half gevoer? Ja, dit was eintlik nogals heel interessant. Ons het eers maar 'n bietjie oor figure gepraat, wat sy gehoor het, ek kom van Denemarke af. Het sy het my onmiddellik gepraat oor figure soos Meghan Markle en daai mense, en ek het ook net gesê, dink net die wonder, as 'n persoon liewers probeer het om mense, 'n voorbeeld vir mense te wees, as om bekleierery te veroorsaak, ensovoorts. En ons het oor die verskillende konings gepraat, en in Denemarke die konings, ensovoorts, en toe het ek vir haar gesê, toe het ons net toevallig gesê, maar toe sê ek vir haar dat, jy weet, die paus het ook 'n koninkryk, die Vatikaan waarop hy bly, hy is ook maar 'n koninkryk daai, en so het ons nou maar gesels, en gedagtes uitgedeel, en sy het al hoe meer opgewonde geraak, en ons het gepraat oor, en waar en vals. Ja, die waar en valse, oor die korrupsie en die dinge wat plaasvind en sovoorts. En toe het ons begin praat oor moraliteit. Ja, oor moraliteit en oor die standaarde en die morele waardes wat vandag is, en hoe moraliteit gebruik word as 'n tool om mense samehoorig te kry. Maar dit gaan meer oor die moraliteit as wat gaan oor die gehoorsaamheid aan God. Ja. En hoe meer sy daarna geluister het, hoe meer ons daaroor gepraat het en ons verwysings vir haar gegee het ek ook vir haar vertel oor verskillende programme soos Strange Normal en Little Light Studios. Het sy baie opgewonde begin raak en sy wou meer weet. Ja, total aanslot. Ons het vir haar total aanslot ook verwys. En sy het so opgewonde geraak en sy wou meer en meer weet. En hoe meer ons uitgebrei het oor die onderwerpe, verskillende onderwerpe wat 'n mens
kan navolg op hierdie kanale, hoe meer opgewonde het sy geraak en sy het begin neerskryf en sy het later om die toonbank gehardloop en ons sommige 'n drukkie gegee elk, want sy was so opgewonde en sy kon nie glo dat daar mense is wat dink soos sy dink nie. Ja. En so ons is baie opgewonde om verder met haar dit te uitreik en so voort. So dit het was vir my nogal ook 'n ondervinding wat ek nie in Denemarke natuurlik kry nie. Dit is totaal ander kultuur en ook mense. Hulle is nie so uitgesproke soos die mense hier nie. En dit is vir my wonderlik dat die Here maak dat 'n mens nie kleur raak sien, dat 'n mens sien die hart van die mense raak. Die Heilige Gees lei jou ook baie keer om hierdie gesprekke verder te voer en die ene gedagte na die ander gedagte kom net voor en jy spreek dit en jy hoef nie te dink eers wat te sê nie, want dit kom net uit. En dit is wat my opgewonde gemaak het en ek dink dit is hoekom ek so gou ook aanklank gevind het om met haar te praat. Ja. Ag baie maar dankie my sussie dat jy bietjie gesprekvoering saam met my gedoen het en hierdie getuienisse vertel het. Dis partykeer klein goedjies, maar die Here maak dit groot goed. En ons het hierdie wonderlike evangelie boodskap. En dit is my voorreg om dit saam met jou te kon gedoen het vandag. En ons beplan ook dan nou om 'n kursus saam klaar te maak terwyl jy hier is en terwyl ons uitreiking doen. En ons is dankbaar teenoor die Here dat hy hierdie geleentheid vir ons geskep het. Dis nie aldag dat jy sommer net vinnig kan oorkom en ons hou 'n gesprekvoering nie. Ek dink dit is ook gereël deur Jesus en dat hy dit so vir ons gemaak het dat ons nou dit saam kon ervaar het. Kan ek vir jou vra om vir ons asseblief net af te sluit met gebed asseblief? Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die Sabbatdag wat ons ervaar het waar U ons weer eens ons in die teenwoordigheid kon wees en die seëninge wat ons ontvang het. Ons sê vir baie dankie dat U die wonderlike God is wat altyd omgesien na ons en wat ons versorg. Ons wil U prys, U is waardig om geprys te word. In Psalm 134 vers 8 sê dit ook hier, U is waardig om geprys te word. Ons wil ook baie dankie sê dat U na ons omkyk elke dag, dit wat ons net as vanselfsprekend aanvaar. Ons besef nie altyd in die gevaar wat ons verkeer nie, maar ons wil vir U baie dankie sê dat U vir ons sorg en dat U uitkyk vir ons, dat U ook Jesus vir ons gestuur het aan die kruis om vir ons te sterf, vir ons sondes. Dierbare Here, baie dankie. En ons wil U ook dankie sê dat ons vandag hier by mekaar kan wees en kan ervaar om hier nog waar terwyl dit vrede is en nie in oorlog, lande waar daar oorlog is nie, maar dat ons nog hier vredevol saam kan verkeer om U naam te prys en om saam te wees as kinders van God. Baie dankie, Hemelse Vader, in U naam alleen. Amen.